Hallo vriende en baie welkom hier, dit is so lekker dat jy saam met ons kuier en daar waar jy is, soos wat jy gekom het, mag jy opnuut hier deur hierdie diens, God drie enig, hoor en ervaar. Ons is in Adventstyd en Adventstyd is die tyd voor Kersfees en is gewoonlik so 4 Sondae voordat Kersfees plaasvind. Adventstyd fokus eintlik op die verwagting van die Messias en nie net sy geboorte wat al plaasgevind het 2000 jaar terug nie, maar ook die verwagting dat hy weer kom, die belofte waarin ons vashou. En natuurlik vandag is die eerste Sondag van Advent en die tema vir hierdie Sondag is dan hoop. Nou hoop is 'n baie interessante woordjie. Ek wonder wat sou jy sê wanneer jy die woordjie hoop kon vat en dit so teenoor alles wat in jou lewe en in die wêreld aan die gebeur is hou. Sou jy sê daar is hoop in jou eie lewe? Sou jy sê daar is hoop in die wêreld, veral wanneer ons na alles wat in die wêreld aan die gang is op hierdie stadium kyk? Of sou jy eerder sê daar is wanhoop of 'n hooploosheid wanneer ons na die nuus kyk en die ekonomie en ons banksaake en soveel ander dinge waarvoor ons verantwoordelikheid neem in die lewe? Nou wanneer ons in Afrikaans of wel soms oor die algemeen praat oor hoop, dan is dit nie dieselfde as die Bybelse beginsel van hoop nie. Wanneer ek sê ek hoop die petrolprys kom af, dan beteken dit dat dit lekker sou wees, maar dat daar nie noodwendig 'n kans is dat dit kan afkom nie. En dit het al baie keer in ons lewens gebeur wat ons regtig die druk van die petrolprys voel. En dan kom dit net nie af nie, maar dit word hoër en hoër en hoër. So dit is 'n verwagting dat dit dalk miskien kan gebeur. Maar wanneer die Bybel praat oor hoop, is dit totaal en al iets anders. Veral wanneer ons sê, ons hoop is in God drie enig, of ons hoop is in Jesus Christus. 'n Christelike hoop verwag dat dit wel gaan gebeur. Dit is wat dit beteken wanneer ons sê, ons hoop is in Christus. En daarom as gelowiges, wanneer ons sê, ons hoop is in Christus, hoef ons nie te twyfel daaroor nie, maar ons kan vashou daaraan. Want ons hoop is in Jesus Christus. In sy redding, in sy verlossing, in sy belofte dat hy weer terugkom. En dit is 'n hoop wat vas staan. So wanneer ons as gelowiges na die wêreld kyk, hierdie woordjie hoop ophou, dan lyk dit partykeer asof ons wanhoopig moet wees. En ek dink wanneer ons na ons teks kyk vandag, dan gaan ons so iets van hierdie dubbelsinnigheid, hoop teenoor wanhoop sien in die verhaal wat Jesus aan sy disippels vertel. Maar kom ons lees saam uit Lukas 21. Dan sal daar tekens wees in die son en die maan en die sterre, en op die aarde sal die nasies beangs en verward wees oor die gedreun en hoë golwe van die see. Mense sal flou val van vrees en vermoedens oor wat die wêreld gaan tref, want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens op 'n wolk sien kom, met krag en groot heerlikheid. Wanneer hierdie dinge begin gebeur, staan dan op en lig julle koppe, want julle bevryding is naby. Hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Kyk na die vyeboom en al die ander bome. Wanneer hulle reeds bot, merk julle dit self op en weet dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Waarlik, ek sê vir julle, hierdie geslag sal beslis nie tot 'n einde kom, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal tot 'n einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot 'n einde kom nie. Wees op julle hoede, dat julle harte nie belas word deur oormatige gevyf en dronkenskap, en die bekommernisse van die lewe, en daardie dag julle onverwags betrap soos 'n valstrik nie. Want dit sal oor almal kom, wat op die hele aarde woon. Wees te alle tye waaksaam en bid dat julle in staat sal wees om al hierdie dinge wat gaan gebeur te ontvlug en voor die seun van die mens te kan staan. Nou hierdie is Lukas se weergawe van die profetiese rede en in die profetiese rede vertel of verklaar Jesus wat hy bedoel met sy aanvanklike uitspraak dat die tempel afgebreek gaan word en op 3 dae weer opgebou sal word. Ons begin lees waar die drama
alreeds hoog is, wat ons sien, die son en die maan en die sterre gee tekens, en dat die mense beangs raak oor wat aan die gebeur is. Ek dink wanneer ons na ons wêreld kyk, dan sien ons so iets daarvan, ons raak beangs. Hier aan die einde van die jaar is ons spanningvlakke hoog, want daar is soveel dinge wat moet gebeur, en soveel dinge wat nog moet afgehandel word, en dis maar net persoonlik. Wanneer ons na die magte in die wêreld kyk, dan sien ons soveel ander konflikte, soveel ander dinge wat ons ganse bestaan bedreig. Ons kan maar net dink aan oorloë, hierdie groot moondhede, Gert het verlede week daarna verwys. Maar terselfdertyd het hy ook gepraat oor Jesus wat ons kom verlig, en terselfdertyd ons wat die lig in hierdie donker wêreld moet wees. En ek dink so iets van ons hoop in die Here Jesus Christus, en ons hoop van sy koms, en die hoop wat ons het, omdat hy gekom het, en dat hy gaan kom, moet ons hier in hierdie teks hoor. Ons lees dat wanneer mense al hierdie goeie sien, en dan kan ons ook nou maar sommer bysit, wanneer ons al hierdie lewensdinge het wat ons druk, wanneer ons sien hoe die natuur ook met 'n verwagting uitsien na verlossing in aardbewings en storms, soveel dinge wat daar in die wêreld gebeur, wanneer ons sien hoe magte teen mekaar optrek en die dreigemente van kernoorlog plaasvind, dan sê Jesus twee dinge. Hy sê, eerstens, kyk na die vyeboom. Let op na die tekens van die tye. Ons weet die somer is op pad, wanneer die bloeisels by die bome uitkom. En dieselfde sê Jesus is waar, wanneer julle al hierdie dinge sien, moet julle weet, ek is op pad. En daarom, liewe vriende, is ons eerste uitdaging, dat ons met hierdie bewustheid leef, van Jesus Christus is op pad om sy koninkryk te kom vestig. Totaal finaal. En dan die tweede ding is daar twee interessante dinge wat ons lees in Lukas. Jesus wat sê, wees op julle hoede, wees waaksaam, en wanneer mense koes en skuil vir al hierdie dinge is, sê hy, lig julle kop op, kyk op na die hemel. Ja, liewe vriende, ons as gelowiges reaksie wat leef vanuit hierdie hoop wat ons in Jesus Christus het, moet anders wees as die wêreld. Nou daar waar mense neerval en vrees probeer om hulle eie besittings, hulle eie lewe te beskerm, probeer om vir hulle self te skerm, moet ons opkyk. Ons reaksie moet anders wees, want dit is wat 'n hoopvolle reaksie is. 'n reaksie met 'n volkome vertroue dat dit wat Jesus Christus vir ons sê, dat dit gaan gebeur. En ek dink dit is baie moeilik in ons moderne lewe. Maar die uitdaging vir my en vir jou, wanneer ons na Lukas 21 kyk, is om juis gedurig bewus te wees van die tekens van die tye. Ja, ons sê ons gereeld, die eindtyd kan nie ver wees nie. Ons moet dit gedurig vir mekaar sê. En die tweede ding wat ons vir mekaar moet sê en doen is, ons moet opkyk, gedurig, gereeld, altyd. En daar waar mense in nood en in moeilike tye vir hulle self probeer beskerm en by mekaar maak, daar moet ons as gelowiges kan sê, weet jy wat, die Here roep ons nie om te skram nie, om weg te kruip nie. Nee, hy roep ons tot aksie, hy roep ons om gedurig, waaksaam te wees, hy roep ons om op te kyk. En mag ons dan in hierdie adventstyd op pad na Kersfees toe, met alles wat in ons lewens gebeur en alles wat in hierdie wêreld gebeur, hierdie geraas bietjie uitdoof en opkyk. Weer onthou, ons het 'n vaste hoop waarop ons kan vashou en vertrou. Weer kan weet dat Jesus Christus is op pad, dat ons hom enige tyd kan verwag. En daarom moet ons waaksaam wees, wakker bly, pas op, dat ons nie omkant gevang word nie. En dit is ons uitnodiging vandag, liewe vriende. Sien gereeld raak dat Jesus aan die kom is. Wees waaksaam en wakker. Kyk op, lig jou kop en kyk op. Fokus op Jesus. Hou vas aan hierdie hoop wat hy vir ons gee in hom. Want dit wat hy vir ons gee, dit wat hy beloof, is vas en waar. Ek en jy kan daarin vertrou. Amen. Dankie Here dat ons kan weet U is die een
wat alles in stand hou, U is die een wat ons roep, U is die een waarin ons hoop kan plaas. En in 'n wêreld wat so die mekaar is, wat soveel uitdagings het, waar ons soms ook maar net ons koppe in die grond wil druk en wil weggryp, is U uitnodiging om opnuut bewus te wees van die hoop wat ons nie het. Mag ons in hierdie tyd van Advent daaraan vashou. Mag ons weet dat ons anders kan reageer en moet reageer. Gee dat daar waar ander hooploosheid sien, Here, dat ons die hoop sal sien wat ons in U het. En dankie dat ons kan weet, U is op pad terug. Dat ons koppe kan lig, want ons bevryding is naby. Ons eer U daarvoor, Here. Seën ons in hierdie adventstyd. Amen.